Goeiemôre. Kan jy glo? Ons datum sê dit is Woensdag, 24 Desember. En môre is die dag waarop ek kan nie sê die ganse mensdom nie, want dit is nie die waarheid nie. Maar kom ons sê dan, waar groot dele van die wêreld die geboorte van ons Skepper God op aarde, Jesus wat die Christus is, gedenk. En kyk, ek is dankbaar dat ek baie kere die voorreg gehad het om met groepe Israel toe te gaan en ek het nooit Bethlehem gemis nie. En kan ek jou sê, dus as jy die omstandighede daar ken en as jy besef wat in die noordelike halfrond gebeur die tyd van die jaar, dan weet jy ook dat dit onmoontlik is dat hy in Desember gebore kon wees, want dit sneeu. En dan kon hy mos nou nie in 'n krib gaan loop lê het, in 'n plek wat vee opgepas word of oornag nie. Die datum is nie die regte datum nie. Maar ek het al baie lank of myself besluit, toe ek het al die dinge besef het, dat dit eintlik dan die tyd is wat ons werklik ons fokus op hom moet sit en bid. So dit is wat ek graag doen. Ek vier nie die datum nie, maar ek vier die waarheid ten opsigte van ons Messias. En wat 'n heerlikheid om dan te weet dat ons ook nou vandag regtig ons gebed kan rig tot elkeen wat hom nog nooit ontmoet het nie. Weet jy, in Bethlehem, ek het graag Bethlehem besoek as ek daar was, en daar is sulke grotte gekap. Ek weet nie of die goed van self ontstaan het dalk, of daar was en dit net verder oopgemaak is nie, dit is moontlik. Maar daar neem hulle jou in. En dan sien jy dit teen die wand van hierdie grot. Sou hulle dan iets dieper uitgehaal het, sodat die dak van die grot is daar, maar dan gaan hy so 'n bietjie weier uit, en hy maak letterlik iets soos 'n krib, waarin hulle voer kon gooi vir diere. En dit was natuurlik in die wintermaande, wat hulle nie in die veld kon slaap nie, want dit is te koud, dit sneeu. En ek glo dat dit ook 'n goeie aanduiding is daarvan, dat ons Messias regtig waar nie in die winter gebore is, in die Hebreëse winter, of Israelse winter nie. Maar nietemin, dis wonderlik om in die dae net stil te word en te besef hy is gebore op aarde. Ons Vader het gekies dat sy seun mens kon word. En ek wil baie graag vir ons lees vanoggend uit Kolossense 1, net om hierdie dinge werklik waar weer vir ons mooi uiteen te sit. Ek lees van vers 9 af. Kolossense 1 vers 9. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrug dra deur goeie werke en toenemende kennis van God. Mag God, wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet die Vader met blydskap dank, wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun, wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Die seun is die beeld van God
van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat gesien kan word. Alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste. Die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Voor ek verder lees, kan jy sien, hierdie is die belangrikste van die hele evangelie. Die seun wat deur sy kruisdood versoening gebring het tussen skepper en mens. Ook julle was voorheen ver van God af en vyhandig gesind teenoor hom. Dis vers 21. Soos blyk uit jou sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen. Deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan die mens op aarde verkondig is en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Dankie Here Jesus Christus dat U bereid was om waaragtig op aarde mens te word. U wat die woord is, deur wie alles wat is tot stand gekom het. Dankie. En Vader, help ons. Help asseblief elke mens in die wêreld wat dalk in die dae soveel meer maak van die dag as van die wonder van wie U is. Ek bid dat U kragtig mense sal aanraak om te verstaan waaroor dit werklik gaan. Help ons om soveel liefde te leef dat mense onsself sal vra daaroor. Dankie Vader, dat U in U liefde steeds, terwyl alles so verkeerd aangebied word, dat U steeds die mensdom so lief het. Dat dit steeds geld dat U U eniggebore seun gegee het, terwille van elkeen wat steeds nie verstaan wie U werklik is nie. Ek bid in die naam van Yeshua, Vader, dat U van elkeen van ons so 'n kragtige mondstuk sal maak van U waarheid. Dat U waarheid sal versprei ten spyte van soveel gebruike wat nie eers van U afkom nie. Geef vir ons liefde in ons hart, Vader. Dat ons liefde sal leef teenoor almal om ons, ook in die dae. Mag liefde dit wees. U liefde wat ons dra en wat ons versoen met ons medemens. Dankie dat U is wie U is. Dankie dat U ons liefhet. Dankie Yeshua dat U bereid was om 'n mens op aarde te word, sodat U op aarde kon sterf ter wille van die mens. Ons eer U. Ons prys U naam en help ons om kragtige getuies te wees van U woord en U waarheid en U liefde. Halleluja, amen.